Môre Handelinge gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Rondom my is al hierdie pragtige bome. Maar wat doen die wortels? Wat doen die wortels en wat beteken dit vir jou en my? Vandag praat ons oor die vraag, wat doen wortels? Natuurlik is in die natuur is die wortels se werk om die boom te anker. Hierdie wortels vorm ook die lewensare van die boom, waar die boom dan nutriënte en water en energie eintlik so uit die grond uit kan tap. En as die boom in goeie grond geplant is, dan gaan hierdie boom alles ontvang wat die boom nodig het om te kan groei en te floreer en blomme te dra en vrugte te dra en skuiling te bied vir voëls wat verbykom, wat hulle nessies dalk daar wil maak. En so kan die bye nou ook al verbykom en soveel wonderlike goed kan gebeur wanneer hierdie boom lewe. Maar wat beteken dit vir my en jou? Wanneer ons gelowiges word, wanneer ons Christene word, dan word ek en jy geestelik ingeplant in Christus in. En dan is ons soos bome wat in God ingeplant word, dan kan God die grond verteenwoordig. God en die liefde van God, God is liefde, dit vorm hierdie grond waarin ons geplant word. En wanneer ons lewe vir die Here gee, of wanneer ons gedoop word, of daai oomblik word ons kinders van God, dan is ons deel van hierdie verbond en lewe ons deur Christus, in Christus. En dis wat ons in Efesiërs lees. Ek lees vir ons in Efesiërs 3 van vers 16 tot 19. Paulus sê, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. So wanneer ons in verhouding met God leef, daardie verhouding is nie altyd sigbaar nie. Dis soos die wortels van 'n boom. Ons verhouding met die Here is dit wat ons voed. Dis waaruit ons lewe, dit is die plek eintlik, waar die Here ons versterk, en waar ons sy liefde ontvang. Nou, hoe gebeur dit? Natuurlik is God amazing, en ons elkeen is uniek, en hoe ervaar ek en jy God se liefde? Hoe ontvang ons hierdie liefde? Natuurlik moet ons hart oopmaak. Ons moet vir die Here sê, ja Here, U is welkom. Hoe sal 'n wortel wat versteen is, nutriënte en water kan opsuig? Dis oor 'n wortel porieus is, oop is, surrender het eintlik aan die grond. En wanneer daardie surrender, daai openheid plaasvind, dan ontvang ons van die Here. Die Here verskyn aan ons deur die mooi wat ons rondom ons sien, in 'n gesprek met 'n ander persoon, sommer uit die bloute, sommer deur 'n donkie het die Here al gepraat, en sy liefde en sy boodskap aan mense verkondig. Here gebruik ook mense, maar as ons nou praat oor hierdie innerlike verhouding wat ek en jy persoonlik met die Here het, hierdie ondergrondse geheimenis eintlik, hierdie intieme verhouding, om deur God geken te word en om God te leer ken, dan is daar ook baie geloofspraktyke wat ons die geleentheid gee om soort van tot God te nader. Soos ek sê, God kan dit enige manier doen, maar daar is ook maniere hoe ons 'n tree kan gee
om naby aan die Here te kom, om onsself oop te stel, om te kan ontvang, dit wat hy reeds aan ons beloof het, dit wat hy aan ons skenk. So eerstens wil ek net sê, wanneer ons geplant is in hierdie grond, of ons wortels nou aktief besig is om te werk, van ons kant af of nie, dit verander nie of ons God se liefde ontvang, of ons in die grond bly nie. Die Here sê, niks kan ons skei van God se liefde nie. Maar as ons nou prakties moet dink, ek wil die Here ervaar, ek wil tot hom nader, ek wil sy liefde ontvang, hoe doen ons dit? En daar's 'n klomp geloofspraktyke wat ek soms sal noem, om in te tree in gebed, om 'n oomblik te neem, dalk jou oë toe te maak, dalk rondom jou te kyk en te sê, Here, hier is ek. Ek maak my hart oop, ek wil u stem hoor. Ek lê my laste neer. Ek bely my sondes. Ek sê vir u wat my pla, om in daai gesprek met God in te tree. So 'n gebed is 'n belangrike een. Lofprysing en aanbidding, om 'n lied aan te sit en net dit saam te sing of saam te luister en in daai openheid met die Here in verhouding in te tree. Deur stil te word, nou dis 'n moeilike ene. Deur stil te word, deur nie met woorde met ander mense te praat of op my foon met ander mense te praat en besig te wees of om planne uit te dink nie, maar om my gedagtes te sentreer op die teenwoordigheid van die Here. Hulle noem dit centering prayer, om daai stilte te beleef en God dan in te nooi om dan net teenwoordig te wees, dalk met jou te praat, dalk net vir jou sy liefde openbaar. Ons kan ook die Bybel lees, ons kan ook 'n teksgedeelte vat en daarmee sit, dit dalk een keer lees, vir die Here vra, watter gedeelte kan ek op fokus, en dan 'n oomblik neem om dit net te herhaal, om net sit in die skrif te lees, dit dalk net deur te lees of te luister in jou ore. So al hierdie geloofspraktyke bring ons nader aan God, of sit ons in 'n posisie waar ons eintlik hoor dat die Here met ons praat. En die waarheid is, die Here nooi ons uit daartoe. In 'n wêreld waar daar baie geraas is, waar daar baie verantwoordelikheid is en waar daar baie doen dinge is, doenlysies, is hierdie intieme verhouding met die Here nie nog iets op jou doenlysie wat jy vandag moet doen nie. Ek moet onthou om ontbyt te eet, water te drink, te oefen en my Bybel te lees en te bid. Dit is soveel meer as dit. Dit is nie net iets op ons doenlysie nie, dit is om te onthou dat wanneer ek alleen is ek nie alleen nie. Die Here is by my, hoor ek hom. Deel ek met hom dit wat op my hart is. Is ek gedurig in gesprek? Luister ek wat ek van hom hoor in die woord? So vandag wil ek eintlik net jou opnuut kom uitnooi dat toe jy jou hart vir die Here gegee het, toe jy verhouding begin het met God, was dit nie net 'n once-off nie. Ja, jy's toegewortel en geplant in hierdie liefde van God, maar deur en deur, gedurig nooi die Here ons uit. Wiggle jou tone, raak bewus dat hy altyd by jou is, dat hy nader is as 'n broer, dat hy jou hartsbegeertes wil hoor. Hy is altyd by jou, en jy kan op enige tyd in die dag bewus raak van sy teenwoordigheid. Dis eintlik maar bewustheid. Kyk, die boom leef, maar as daar nie wortels is nie, gaan daai boom doodgaan, hoor. En dit beteken nie God onttrek nie, dit beteken eintlik ons wortels raak versteen. Ons ervaar nie meer sy liefde nie. Maar die Here nooi ons uit. Wiggle jou tone en word bewus van, wat doen wortels? Wat doen hierdie geloofspraktyke? Dit wen nie vir ons guns by God of gee vir ons sy teenwoordigheid nie, nee. Dit maak ons bewus van sy liefde wat altyd daar is, sy teenwoordigheid wat altyd daar is, sy liefde wat ons wil dra. En wanneer ons in hierdie liefde bly, dan sê Paulus 3 goed, hy sê ons gaan innerlik versterk word. Hoe nodig het ons dit nie om innerlik sterk te word nie? Hy sê ons gaan begryp wat dit is dat God ons lief het. Ons gaan daai liefde verstaan en beleef. Dit gaan ons volmaak en ons gaan vervul word met die volheid van God, wat beteken dat
ons as Christene in hierdie wêreld Jesus kan wees verander, dan gaan dit gaan uit ons uitvloei soos water wat net uit ons uitvloei soos 'n fontein. Ons gaan Christus kan leef, want ons gaan vol wees van hom. So maak vandag jou hart oop, gee oor, surrender. Dink na oor jou stilte tyd met die Here, maak dit 'n prioriteit. Nie omdat jou geloof en jou sterkte daarvan afhang nie. God is altyd getrou, maar is jy bewus daarvan? So God nooi jou uit met al sy liefde. Hy is altyd by jou, hy dra jou, hy voed jou, hy vul jou. Raak bewus daarvan, leef daaruit en wees 'n seën in hierdie wêreld. In die naam van Jesus, amen.